Kom ons maak oor toe, dan bid ons saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n voorreg vir ons om vanoggend in U teenwoordigheid te mag wees. Saam met mekaar, deel van U kerk op aarde, U kinders. Here, ons kom vanuit die noorde en die suide en die ooste en die weste vanoggend hier aan. Elkeen met ons eie bagasie. Elkeen met ons eie uitdagings, ons eie seer. Maar Here, ons weet by U is dit anders. Omdat ons U kinders is en omdat U vir ons lief is, weet ons dat U ons versorg, dat U ons bystaan en dat U selfs wanneer ons deur die donker dieptes gaan, by ons is. Daarom vra ons ook vanoggend wanneer ons saam lees uit U woord, dat U teenwoordigheid ons sal volmaak. Dat daardie vrede waaroor Paulus skryf, wat alle verstand te bowe gaan, Here, dat daai vrede nie net in hierdie uur nie, maar oor ons lewens, oor ons harte en oor ons gedagtes die wag sal hou. Dankie Here vir hierdie godsdienstige oefening om met 'n Bybel oop voor ons te kan sit, te lees en te weet, ons hoor die woord van die lewende God. Amen. Ons is steeds in die tweede bedryf van Johannes se visioen in die boek Openbaring, wat soos 'n drama op die verhoog afspeel. God, die almagtige skepper van alle dinge, heers vanaf sy troon uit die hemel. In sy regterhand hou hy 'n boekrol vas, waarin sy toekomsplan van verlossing en oordeel opgeteken is. Omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het, is hy die enigste een wat waardig is om hierdie plan van verlossing en oordeel te laat ontplooi. In die oopbreek van die 7 seels waarmee die boekrol verseël is die begin van God se oordeel oor die ongelowige mensdom. Verlede week is die eerste 6 seels baie dramaties oopgebreek. Die 6de seël was so geweldig intens en skrikaanjaend. Dit lyk regtig of niks sal bly staan nadat God se oordeel daaroor gegaan het nie. Hoofstuk 6 het afgesluit met 'n byna wanhopige uitroep. Die groot dag van God se toorn het aangebreek. En wie kan staande bly? En nou, voordat die 7de seël oopgebreek word, laat Johannes ons net eers 'n blaaskans neem met 'n tussentoneel in hoofstuk 7. Nou die doel van hierdie en die volgende tussentonele wat nog op pad is om die gelowiges gerus te stel. Om ons net weer te herinner, wat is God se doel met die oordeelsvoltrekking? Ons hoef nie paniekerig te word nie. Mens het amper hier met die oopbreek van die 6de seël. Maar hoofstuk 7 wil sê, moenie paniekerig word nie, want as ons net eers die groter prentjie verstaan, dan kan ons ook betekenis gee aan ons eie daaglikse worstelinge hier op aarde. Na die donker diepte van oordeelsvoltrekking in hoofstuk 6, sal ons vanoggend in hierdie tussentoneel sien hoe God se verlossing op 2 maniere
in fokus trek. In die eerste 8 verse is daar die 144.000 gelowiges wat as God se eiendom verseël word. Dit laat ons nou, hier in die hede, leef vanuit die versekering dat ons God se verloste eiendom is. En dan van vers 9 af word ons ook verseker van ons toekomstige status, wanneer ons met wit klere aan in die teenwoordigheid van die lam in die hemel sal verskyn. Maar voordat ons lees, die wêreld waarin ek en jy elke dag probeer oorleef, is 'n stikkende wêreld. Dis 'n wêreld sonder hoop. Daar's soveel boosheid. Daar's soveel siektes en lyding en swaar kry. Dis sekerlik menslik om soms die indruk te kry dat die kerk en die gelowiges 'n verlore stryd op aarde stry. En daarom vra Christene gereeld, waar is God in al die gebeure rondom ons? Openbaring het tot dusver nog nie vir ons 'n mooi, sagte antwoord op hierdie vraag gegee nie. Inteendeel, verlede week se noodkreet van die martelare in hoofstuk 6 vers 10 ego nog bloedstollend in my ore. Tot wanneer, heilige en ware Here, gaan u uitstel om u oordeel te voltrek? Hoe lank nog, Here? En die antwoord op hierdie smeekgebed was, totdat julle medegelowiges, wat net soos julle doodgemaak gaan word, almal daar en voltallig is. Dalk nie juist wat ons wou hoor nie. Deur God se oordeelsvoltrekking met die 7 seels, het ons ook gesien dat gelowiges soms in die kruisvuur beland. Jy weet, op 'n manier laat dink die lewe hier op aarde my aan die woestynreis van die Israeliete nadat hulle destyds uit Egipte bevry is. Verlossing het reeds plaasgevind. Hulle was vry mense, hulle is nie meer in Egipte nie. Maar hulle het ook nog nie in Kanaan aangekom nie. Vir 40 jaar trek hulle moeisaam deur die woestyn, op pad na die beloofde land toe. En net so is dit met ons vandag ook. Jesus Christus het ons van ons sonde verlos. Ons is reeds vry mense, 100% gered. Maar ons is nog nie in die hemel nie. Ons trek nog moeisaam deur die woestyn, op pad hemel toe. En, laat ons dit maar vir mekaar sê, hierdie woestynreis is so verskriklik moeilik. Die klippe en die dorings krap jou stikkend. Die skroeiende wind laat jou lippe bars, en deur die geweldige hittegloede is jou voete spreekwoordelik geswel. Bedags brand die son genadeloos op jou neer. Snags kry jy so koud dat die bene in jou lyf daarvan pyn. Ons gaan nie ongeskonde ander kant uitkom nie. Terwyl jy elke aand lê en huil, worstel jy met die vraag, hoe lank gaan ek nog so dan voortgaan? Moet ek nie maar opgee nie? Hoe lank gaan ek dit nog reg kry om elke oggend met hoop
en met verwagting op te staan, terwyl of voordat die dag aanbreek, dat ek gaan handdoek ingooi. Wat kan gedoen word om te keer dat die vuisfoos woestynreisiger finaal moet opgee? Wat sal vir hulle deursettingsvermoë gee om te volhard met hierdie reis? Daar's 2 dinge wat sal kan help. Eerstens sal dit help as ons 'n prentjie kan kry van die eindbestemming. As ons net kan sien, hoe lyk die plek waarheen ons op pad is? Want jy weet, as die sand en die klippe en die dorings al is waarin jy elke dag vaskyk, dan dink jy later, dis die enigste realiteit wat daar is. Daar is niks anders as woestyn nie. Maar as iemand vir jou 'n brosjure bring, met foto's van die beloofde land waarheen jy op pad is, en jy sien dat dit die mooiste plek op aarde is. Dis mooier as enige iets wat jy jouself nog ooit kon voorstel. Dan is dit asof jy sommer weer nuwe moed kry vir die opdraande stryd. Dan stap jy weer 'n dag deur die woestyn. Maar dit op sigself is nie genoeg nie. Om net vir my 'n prentjie te wys van die eindbestemming, sê nog nie ek gaan dit maak tot daar nie. Ek kry wel die versekering dat die plek waarheen ek op pad is werklik bestaan en dat dit 'n wonderlike plek is, maar sê nou net ek kom iets oor voordat ek die bestemming bereik. Sê nou maar net, die uitmergelende woestynomstandighede is te veel vir my om te hanteer. Daarom het ek 'n tweede versekering nodig. Ek het nodig om te weet dat daar 'n toergids is wat na my sal omsien in die woestyn. Iemand wat vir my die regte koers sal aandui, sodat ek nie langs die pad verdwaal nie. Iemand wat vir my kos en water sal gee, sodat ek nie langs die pad omkom nie. Iemand wat my wonde sal behandel en my seer spiere sal vryf, sodat my liggaam nie langs die pad ingee nie. Net dan, met die sekerheid van 'n betroubare toergids en met die sekerheid van my uiteindelike bestemming, sien ek kans om my woestynreis voort te sit. En dis Openbaring 7. Ek lees van vers 1 af. Hierna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde in bedwang gehou, sodat daar nie wind op die land of op die see of teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste kant af sien aankom, wat 'n seël van die lewende God vashou. Hierdie is nou 'n ander seël as daai wat ons op die boekrol gesien het. Hierdie is eintlik die merker. Hy het met 'n kragtige stem geroep na die 4 engele, wat aangesê is om die land en die see te beskadig, en gesê, moenie die land of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het nie. Hierdie eerste deel van Openbaring 7 is eintlik 'n terugflits na die tydperk voor die 7 seëls, voor die oordeelsaankondiginge begin. Voor die volle felheid van oordeel die wêreld tref, sien God eers om na sy eiendom. Die 4 engele staan by die 4 hoeke van die aarde, om elke deel van die aarde in te sluit.
Niemand gaan aan die oordeel ontkom nie. Maar voordat enige iets slegs op aarde gebeur, moet daar gewag word, totdat God eers die gelowiges as sy eiendom gemerk het. Vers 4. Ek het toe gehoor wat die getal is van hulle wat met die seël gemerk is. 144.000 uit elke stam van die kinders van Israel. Uit die stam Juda 12.000 wat die seël dra. Uit die stam Ruben 12.000. Uit die stam Gad 12.000. Dis nou die 12 seuns van Jakob. Uit die stam Aser 12.000. Uit die stam Naftali 12.000. Uit die stam Manasse 12.000. Uit die stam Simeon 12.000. Uit die stam Levi 12.000. Uit die stam Isaskar 12.000. Uit die stam Sebulon 12.000. Uit die stam Josef 12.000. Uit die stam Benjamin 12.000 wat die seël dra. Hierdie 144.000 wat gemerk is 'n direkte reaksie op die martelaars se smeekgebed in hoofstuk 6. En die opdrag om nog 'n klein rukkie te wag totdat die wat nog doodgemaak moet word voltallig is. En 144.000 is die volle getal. Nou, die beste manier om hierdie 144.000 te verstaan is 12 maal 12 maal 10 tot die mag 3, wat 1000 is. Die eerste 12 is die 12 stamme van Israel. Met ander woorde, al God se kinders in die Ou Testament. Die ander 12 is die 12 apostels van die vroeë kerk. Met ander woorde, al God se kinders in die Nuwe Testament. Die 10 dui as 'n simbool van afgerondheid. Hulle is almal daar. Met ander woorde, nie een gaan agtergelaat word nie. Niemand gaan vergeet word nie. 10 is 'n ronde getal. En die 3 dui op God se volmaakte wil. Die 144.000 is met ander woorde nie letterlik net 144.000 mense gaan hemel toe, soos wat die Jehovah's glo, en hulle self toe vasgeloop het, toe hulle die grafte op aarde begin tel en sien, maar hulle lidmate is nou al by 144.000 verby. Nee, dis 'n simboliese getal van die volle getal gelowiges. Dit is die volle getal van God se kinders wat nog in hulle aardse stryd in die woestyn beskerm moet word. En elkeen is gemerk. Die engel wat hulle moet merk, kom vanuit die ooste. Daar waar die lig, die son vandaan kom. Hy kom van God af. Met God se seelring in sy hand. 'n Seël het in die antieke wêreld eienaarskap en bevoorregting en beskerming uitgedruk. So met 'n simboliese merkteken, asseblief, ek lees weer nou die dag 'n ding van elektroniese microchips wat in ons koppe geplant gaan word, of een of ander ding. Dit is nonsens. Met 'n simboliese seelmerk op die voorkop word bevestig dat alle gelowiges aan God behoort. En omdat ons God se eiendom is, sal hy ons beskerm in die verwoesting en die verdrukking op aarde. Op 'n dinamiese wyse gryp hy soos 'n betroubare toergids in die alledaagse doen en late van sy kinders. Dis die eerste versekering. Ons is nie alleen op die woestynreis nie. Ons het 'n betroubare toergids met 'n hoofletter T. Van vers 9 af word daardie selfe groep mense nou net vanuit 'n ander perspektief bekyk.
Die 144.000 verseeldes is God se kinders vanuit die aardse perspektief gesien. En die groot skare in die hemel, van wie ons nou gaan lees, dis dieselfde groep mense, God se kinders, vanuit die hemelse perspektief gesien. Vers 9. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep: die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het rondom die troon en ook rondom die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê: Amen. Die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. In antwoord daarop het een van die ouderlinge vir my gevra: hierdie mense wat die lang wit stolas dra, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek het hom geantwoord: meneer, u is die een wat weet. En hy het vir my gesê: dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Weereens, ek stop nou net eers weer. Party mense het so 'n vreemde idee oor die groot verdrukking wat nog voor lê. Die groot verdrukking is die tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Daai tyd is die groot verdrukking. Dis waar ons nou leef. Dis die woestynreis. Dis die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie meer honger of dors word nie. Nie die son nie, ook geen hittegloed sal hulle brand nie. Want die lam wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine met lewende water lei, en God sal elke traan uit hulle oë vee. Teenoor die aardse stryd teken Johannes nou in die tweede deel van die hoofstuk hemelse feesvieringe. Jy moet die breër lyn sien. Dit het begin in hoofstuk 6 vers 9 met die martelaars se noodkreet tot God om reg te laat geskied aan sy mense. En dit lei tot die versekering aan die volle getal van God se kinders dat hulle aan hom behoort, dat hy vir hulle sorg en hulle beskerm op die aarde. En nou beweeg ons na die finale bestemming van die wat volhardend oorwin het, die hemel, waar ons saam met God en saam met die lam sal wees. Die ontelbare menigte uit elke nasie, stamme, volke en tale staan in die ereposisie voor God se troon. En hulle ontvang hierdie ereposisie omdat hulle volhardend deur die geloof vasgehou het aan die oorwinning van die lam op Golgotha. Dis wat jou in die hemel bring. Ek het vasgehou aan dit wat op Golgotha gebeur het. Dis waarom hierdie mense oorwinnaarsklere dra. Hulle het Golgotha as hulle eie aangetrek.
met palmtakke in hulle hande om feestelike vreugde mee te simboliseer, jubel hulle daaroor dat God se verlossing 'n werklikheid is. En hierdie jubelroep oor hulle verlossing is aansteeklik in die hemel. Dit lok 'n reaksie uit. Die hemel is in rep en roer, lees ons. Al die engele, met ander woorde, al God se hemelse boodskappers, en die 4 lewende wesens, die hele skepping, en die 24 ouderlinge, die hele kerk, almal val in aanbidding voor God se troon neer. In die hemel is daar net tyd en ruimte vir diens en aanbidding aan God, en dit sal nooit ophou nie. Hulle lofprysing gaan daaroor dat God se verlossing 'n werklikheid is. Julle Johannes kan nie uitgepraat raak daaroor nie. As ons sien, dan skryf hy weer oor die lam en die verlossing en die klere wat wit gemaak is deurdat dit gewas is in die bloed van die lam. Dis die werklikheid. Dis die ooprol van die boekrol vir ons wat kinders van die Here is. Verlossing deur die lam. God se oorwinning oor die bose deur die lam se offer het vir ons verlossing gebring. Sy oorwinning het ons bevry. God het toe sy woord gehou. Hy het verlossing as oorwinning op sy tyd gebring toe die lam gesterf en opgestaan het. Die groot verloste skare het nou 'n nuwe status. Hulle is mense wat verlos en bevry is deur die bloed van die lam. En van vers 15 af verduidelik die ouderling wat met Johannes kom gesels vir hom, wat hou hierdie nuwe status vir hulle in? Mense sou kon sê, hy kom wys eintlik vir Johannes, hoe lyk die brosjure? Hy wys hom die fotos van die eindbestemming. Eerstens, geniet hulle saam wees met God terdiere. Dis tone omkrul lekker by God. Hulle oorwinning deur Christus se kruisdood het hulle in 'n nuwe geestelike atmosfeer voor God se troon laat tuiskom. Hulle is nou by die huis. Om volmaak in die teenwoordigheid van die lewende God en die lam te wees, is hemels. Die hoogtepunt kom wanneer God sy tent oor hulle span. 'n Treffende beeld om die onderdak wees saam met God voor te stel. Die groot menigte het in God se allerheiligste aangekom. En daar sal hulle vir altyd saam met hom bly. En in sy teenwoordigheid onderdak saam met hom kom alle lyding en alle swaar kry tot 'n eind. Geen aardse bedreigings bestaan meer nie. Johannes sukkel om dit wat hy sien, wat eintlik nie, waarvoor daar nie woordeskat is nie, verduidelik te kry. So hy gebruik aardse taal om vir ons sulke flitsse te gee van die volmaakte hemelse bestaan wat hy gesien het. Om daardie onverstaanbare hemelse heerlikheid verstaanbaar te maak, verduidelik hy dat niks van die dinge wat 'n mens se lewensbestaan kan bedreig, soos honger of dors of hittegloede of 'n brandende son of wat ook al, niks van daai goed kan die gelowiges meer bedreig nie, want God sorg volledig.
En soos 'n goeie herder lei hy sy skape na fonteine met die water van nuwe lewe en ewige verlossing. En al die trane as gevolg van lyding en vervolging en swaarkry wat oor die wange gestroom het, is uitgewis. Julle, daar is geen beter brosjure met mooier prentjies oor die eindbestemming waarheen ons op pad is. Openbaring 7 se prent van ons bestemming, saam met die versekering van 'n betroubare toergids wat ons tydens ons reis daarheen beskerm, gee vir gelowiges sekuriteit. En dit laat ons moed skep tydens ons moeilike woestynreis op die aarde. Met 'n merkteken op die voorkop het ons die versekering dat ons God se eiendom is en dat ons aan hom behoort. Ons het 'n nuwe identiteit en 'n nuwe status voor God. Hy besit ons en hy gee vir ons om. En die hemelse toneel laat sien ons die toekoms. Die uiteindelike bestemming waar die volle getal Christene rondom die troon van God en die Lam staan en sy lof besing. In 'n wêreld vol gebrokenheid, 'n wêreld sonder hoop, sluit Openbaring 7 vir ons die toekoms oop. Ons vertroue vir hierdie toekoms is op geen mens of aardse sisteem gebou, maar op die almagtige God alleen. En daarom kan ons met dankbaarheid en met hoop ons lewens op aarde voortsit totdat die dag aanbreek, dat ons tot in ewigheid ons loflied voor God se troon sal sing. Dit laat ons moed skep om te weet dat die reis op pad daarheen soms afgryslik sal wees, maar die veilige aankoms is gewaarborg. Ja, niemand gaan ongeskonde deur die lewe nie. Liggaamlike leed en lyding sal nog voorkom, want ons is steeds deel van hierdie aardse bedeling. Maar geestelik is ons ongeskonde op pad huis toe. Die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit, en aan die Lam. Die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte, kom ons God toe, vir ewig en ewig. Amen. Here, voor U kom ons, U kinders vanoggend staan. Blou kolle, skraapmerke.
baie seerplekke van hierdie lewe. Maar met 'n merkteken op die voorkop dat ons aan U behoort. En met die wonderlike vooruitsig van 'n lewe in U direkte teenwoordigheid voor die troon. Here, ons kry swaar op die aarde. Ons beland baie keer in die spervuur van geweld en siekte. Ons geliefdes op aarde sterf. Dis vir ons moeilik. Maar Here, U is ons toergids op die reis. U hou ons vas, want ons is U sin. En net dit gee vir ons die moed om vandag hier uit te stap en te sê, ek gaan verder met die reis. Ek gaan volhard. Volhard in die geloof dat die lam geslag is en dat daar vir my verlossing is. Bid Here vir elkeen van ons in die gemeente, elkeen van ons lidmate wat geraak word deur die seer van die lewe. Elkeen wat dikwels in die spervuur beland. Dink aan ons lidmate wat siek is, Here. Die wat in die hospitaal is. Die wat operasies ondergaan het. Die wat nie goeie prognoses gekry het nie. Die wat bekommerd is. Die wat hartseer is. Die wat ook in die afgelope week geliefdes aan die dood moes afstaan. Here, ons woestynreis is moeilik. Maar ons weet ons is reeds verlos. En ons is op pad na die beloofde land. Dit sal nie uit ons eie krag wees dat ons daar aankom nie, Here. En daarom wil ons onsself vanoggend opnuut volledig in U hande plaas. U ons toergids, ons medereisiger, ons herder, ons verlosser. Die een in wie se kragtige hand ons altyd veilig sal wees. Ons loof en ons prys U naam.